Dis 'n voorreg wat ons vanoggend het om weer eens in die huis van die Here te kan wees. Jy weet, ons almal gaan deur verskillende omstandighede in die lewe. Ons almal ervaar die lewe op 'n ander manier. En terwyl ek in hierdie week besig is en hier kom 'n ouer man by my en hy begin praat en hy vra vir my, hy soek my nommer en ek gee hom my nommer. En jy weet, gister, terwyl ek besig is, kom my 'n boodskap deur. En iemand wat die mense dit nie van sal verwag nie, wat ek nie sou gedink het nie, stuur vir my die boodskap en sê, ons het die Here nodig, soos nog nooit van tevore nie, in my woorde gesê. En weet jy, as ek en u besef, ons het die Here nodig, dan wil ek vanoggend vir u sê, daar is nie 'n ander manier om God te behaag, behalwe deur geloof en gehoorsaamheid nie. En ek wil vanoggend vir u deel uit die woord van die Here uit oor geloof. Ons hoor baie keer, jy moet geloof in God hê. En dan verstaan ek nie die skrif altyd mooi en verstaan hoe dit moet uitgebeeld word nie, want ons elkeen het ons eie opinie oor wat ek sien in geloof. As my pa vir my iets sê, dan glo ek wat hy vir my sê, want ek weet, hy het ervaring in die lewe. Maar nou kom my kind na my toe. Kyk, ek is nou ook 'n pa, jy weet. En daar is sekere goed wat ek weet. En ander goed wat ek gedink het ek weet. Dan kom hy na my toe en sê, maar dit werk nie so nie, want dit is hoe dit werk. Nou, 'n pa wil mos altyd beter wees. Sê ek hom, dit is nie hoe dit werk nie, en dan gaan doen ek ondersoek en kom ek agter hy was reg. Hoe maklik is dit om geloof te hê in dit wat ek nie weet nie, in dit wat ek nie vertrou nie, in dit wat ek nie kan sien nie. Ons sê altyd, nee, wys vir my, dan glo ek. Dis mos die mense se doel van vandag. My laaitjie weet van rekenaars en dit is nou ongelukkig sy hobby. Ek weet ook van rekenaars, maar my wete is so 30, 40 jaar te laat. Wat ek geweet het, daai tyd is nou heeltemal verander. Nou smile hy alweer. Hy like om te smile wanneer ons iets sê van hom, maar in elk geval. Nou kom ek agter, ons praat van dieselfde goed, maar hy het 'n verskillende benaming. Ek gee nie om wat hy genoem word, solank hy werk. Hy worry oor wat hy genoem word, en seker is dit, en maak seker dat, en ek wil vir sê, in geloof, in God, is daar net een manier. Daar is nie verskillende maniere nie, daar is nie verskillende redenasies nie, daar is nie verskillende opinies nie. Ek kom agter in die woord van die Here, kom die woordjie geloof, 254 keer voor, in die totale Bybel. Maar twee verskillende betekenis, as ek dit so kan sê. In die Ou Testament kom hy 11 keer voor. In meerderheid wanneer die mense sê, hulle het gekom en hulle het die Here geloof. Hulle het lof aan die Here gebring. 11 keer. Habakuk 2 vers 4 se uiteinde sê, hy sê, deur geloof sal hy lewe. Dis die enigste ene wat vir my sê, ek moet geloof hê as ek dit so opsom. Hy sê, deur sy geloof sal hy lewe. En as ek geloof in God het, dan gaan ek mos sy gebooie gehoorsaam. Wat vir my opvallend is in die tyd wat ons lewe. Ek praat nou die dag met iemand sê, maar ons is Nuwe Testament mense. Ons is vrygekoop. En hulle maak net so. Vrygekoop. Ek kan doen wat ek wil. Nou is my vreeslik snaaks dat die Nuwe Testament 243 keer praat van geloof. 243 keer wil die skrif vir my sê, ons moet geloof in God hê, want sonder geloof is dit onmoontlik om God te kan behaag. Maar ek let op in die Bybel. In die Nuwe Testament sien ek nie dat daar verwys word na die Nuwe Testament mense wat geloof het nie, maar hulle word vermaan om geloof te hê. Vra ek myself vandag die vraag of my pa praat van geloof. Dink ek, Here, ons is in een rigting. Ek moet geloof hê, die vrou wat in bloedvloeiing gelei het. Er was nog 'n Ou Testament kind
mens, hoe kan mens dit sê? Sy was wel 'n heiden, maar sy het geloof gehad, soos ek net aan die soem van sy kleed kan raak, sal daar vir my genesing wees. As ek net doen, sal daar iets anders verander. En vandag sê die woord van die Here in Hebreërs 11, gaan ek so versie vir versie met u deel. Onthou in jou agterkop vanoggend, net 11 keer in die Ou Testament het die geloof voorgekom. Hulle het nie baie gepraat oor geloof nie. Wanneer hulle geloof het, dan het hulle die naam van die Here groot gemaak. Luister mooi wat sê die skrif. Hy verwys as 'n voorbeeld terug na die begin van die wêreld toe. Daai mense het nie gepraat van geloof nie. Hulle het geloof gehad. Hy sê, Hebreërs 11 vers 1, die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Wat vir my opmerkend is, ons sê, ek het laasweek vir u gesê, ek word deur die Gees van God gelei. Ou Testamentse mense het nie die Gees van die Here gehad. Want die Gees van die Here was nog nie daar nie. Hulle het die profete gehad, wat vir hulle die wette deurgegee het, en daardeur het hulle gehoorsaam geraak aan dit wat God vir hulle gesê het. Ja, ek kan nou weer teruggaan na my ou storie toe, wat almal ken. Die ou profete, die ou pastore, die ou weergawe mense, was manne en vroue wat God gevrees het. Vandag vrees ons nie God nie, maar ons loop en jy moet geloof in God hê. Verstaan my reg vanoggend. Die ou profete was gevreesde mense op hierdie aarde gewees. Hulle het geweet wanneer God deur hulle gepraat het, is dit God wat dit sê. Ek weet nie wie van die verskil met my nie, maar hierdie hele Bybel van Genesis tot Openbaring getuig van Jesus Christus. Hy sê, God het die aarde geskape vir Jesus, my woord. En so het hy aangegaan en alles van Genesis af was om die stroom reg te kry dat Jesus Christus aarde toe kan kom om die mense te kan tot redding bring. So alles gaan oor Jesus Christus, die woord van die Here sê, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees is 'n eenheid, drie enige God. Vader, Seun en die Heilige Gees. Jy kan nie die een aanhang en die ander een wegstoot nie, want die drie werk een. Die woord van die Here sê ook in Genesis, hy sê in die begin was die aarde woes en leeg. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld. Met wie het hy gepraat? Met Jesus Christus. Hy sê die Gees is oor die waters gesweef. Dis die Gees van God. En al hierdie goedheid begin by die skepping van 'n woord. Vandag sê ons, wys my voordat ek jou sien. Voordat ek jou glo, bedoel. As ek nie sien nie, sal ek nie glo nie. Hy sê, deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. Sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. My pa sê, hoe maklik is dit om te bid, en daar is nie antwoord nie. Nee, maar die Here hoor my nie, hy sien my nie, daar is nie 'n God nie. Dis mos die mense se redenasie vandag. Ek kan doen wat ek wil. Dis vir my vreeslik oplettend. Dat die mens eerder bereid is
om na 'n pastoor te luister, as om die woord van die Here te gaan ondersoek en na God te luister. Ons sê hierdie is die woord van God, die Bybel. Die Skrif sê elke woord is deur God ingegee. Mens is bereid om eerder die opinie van 'n predikant te vat as die weg, die waarheid en die lewe van God. Gaan ek verder gaan? Mens is eerder bereid om vir sy aardse baas te luister as om vir die woord van God te luister. Want as ek nie vir my baas luister nie, het ek nie 'n werk nie. En as ek nie 'n werk het nie, is my vrou kwaad vir my en sy loop weg en sy gaan na iemand toe wat 'n werk het en dan het ek nie 'n vrou nie, ek het nie 'n werk nie, ek het niks. So ek luister vir my baas. Luister wat ek vanoggend vir u sê. Maar die God van die hemel en aarde, wat skepper is van alle dinge, wat ek nie kan sien nie, gee ek nie ag op nie. Ek het self vir 'n baas gewerk. Jy weet, wanneer my vrou was jonk getroud gewees. As ek my kry, dan is ek op die selfoon besig. Dan praat ek met my vrou, want sy is by die huis. As ek die baas sien, dan steek ek die selfoon weg. Want hy gaan vir my moeilikheid gee. Alhoewel hulle my baie keer gesien het, maar niks gesê het nie. En eendag toe ek nie op die selfoon nie, en hy kom en hy sê, ek is op die selfoon, en dit het 'n reaksie veroorsaak. En hy sê, kom ons gaan na die manager toe. Ons nog op pad soen toe. Maar toe hou ek nou nie my mond nie, want ek weet ek was nie verkeerd nie. Hy sê, ag kom ons los hierdie goed en gaan dit aan met ons goed. En dan gaan ons aan 'n toe raak ek en hy vriende. Want toe kom hy agter ek is nie so erg soos ek is soos ek voorgee nie. Maklik om iets voor te gee. Dis maklik vandag om vir jou baas te luister. OK. Dis vir 'n kind maklik om vir sy ouers te luister. Ek het nou 2 babies in die huis. Nou, hulle doen alles wat ek gedoen het. Nou, ons het net nie selfone gehad nie. Ons kon nie YouTube Kids en daai goed kyk nie. Maar ek het my karretjies onder my kopkussing weggesteek. As my ma nie by is, het ek met die karretjies onder die kopkussing gespeel. As mamma aan die kamer inkom, maak ons of ons slaap. Want mamma gaan met my raas. In die week kom my vrou in die kamer in, en die 2 kleintjies moet vroeg slaap, want hulle het skool die volgende oggend. En sy sien hulle is hier onder die kombers met die foon liggie, né? Sy sê, daai foon nou af, want hulle moet die wekker stel, dat hulle môreoggend kan wakker word. Mamma sien. Het is maklik om vir mamma bang te wees. Vir mamma te luister. Het is maklik om vir papa te luister. Maar die woord van die Here wat sê, God is alomteenwoordig, ja, daar is die woord. Hy verwyder ek om van my gedagtes verwonder. God is alomteenwoordig. Hy sien alles. Hy hoor alles. Hy weet alles. Maar ek kan hom nie sien nie. Daarom is dit vir my maklik. Wanneer my ma of my pa, my man of my vrou, my oom of my tannie, die pastoor my nie sien nie, om verkeerd te doen. Maar hoe snaaks is dit wanneer ek besig is met die verkeer? En my vrou stap in die kamer in. Ek weet nie of jy weet nie, maar ek dink skielik word jou gesig wit. So sy weet, jy's besig met verkeerde goed. Of hy weet, jy's besig met verkeerde goed. Wat doen jy? Nee, niks. Maar ek vergeet, God sien my alomtyd. Het ek dan regtig geloof? Julle moet geloof in God hê. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, en ek wil nou nie vooruit hardloop nie. Vers 4 sê, deur die geloof
gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het, dat hy regverdig was, omdat God voor sy gawes getuig het, of oor sy gawes, nie voor nie, en deur dieselfde geloof spreek hy nog, nadat hy dood is. Wie het vir Kain en Abel gesê wat God van hulle verwag? Abel kom en hy bring offer van sy vee. Sy werk wat hy doen. Kain kom en hy was 'n vrugteboer. En hy bring ook offer van sy werk wat hy doen. Maar Abel se offer word aanvaar en Kain se verwerp. Hoe so? Nie almal van ons is tog timmermanne nie. Nie almal van ons is tog veeboere nie. Hoe kan God dan nou Kain se offer nie aanvaar nie, maar Abel se aanvaar? God het kyk verby dit wat die offer bring en hy sien die hart raak. Of jy geloof in God het. En omdat Abel se offer opreg voor die Here was, en hy geloof in God gehad, het Abel tot nadat hy dood is toe roep die bloed van die aarde uit na die godheid toe. Nadat hy gedood is. En jy ken die geskiedenis van Abel verder. Hy sê deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. En hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Deur die geloof het Noag, toe die goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak, tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het, tot erfgenaam geword het, van die geregtigheid, wat volgens die geloof was. Hier is Noag in die ark, Noag, in die woestyn. God sê vir hom, gaan bou 'n ark. Wat gaan ark? Hoe gaan ek daai skip? Hoe gaan ek die ark by die see kry? Hulle het nie daai tyd karre gehad met trailertjies en gaan die skipie agter op bak en dan gaan hom daar kry, of 'n huiskraan wat die ding gaan optel en hom in die see gaan sit nie. Nee. Daar was niks. Hy vat uit hout uit en hy bou uit die ark, volgens die opdrag wat God hom gegee het. Ek ken die hele verhaal. Hoeveel mense het daar verbygeloop en met hom gespot. Hy sê, jy weet nie. Wat maak jy? Hoe? Wat behaag jou? Wat is vir jou daarin weggelê, dat jy die ark moet bou? Hy het nie geluister na die opinies en die redenasies van die mense nie. Maar hy het geloof in God gehad. En die skrif sê, daardeur is sy hele huis gered. Ek dink nie, skrif sê nie dat sy kinders vroom en opreg was en God geglo het nie. Skrif sê dit nie. Dalk was sy kinders deel van die wat nie geluister het na God se geloof nie, om geloof in God te hê nie. Maar omdat Noag geloof in God gehad het. Praat nou die dag met iemand.
En ek sê, solank ek die fondasie vir my kinders reg lê, solank my kinders weet, hulle moet geloof in God hê. Hulle gaan seker hulle eie lewe lewe. Maar as ek as hoof van die huis godsvreesend lewe, sê die skrif, beskerm die Here my kinders. Hoeveel keer het ons nie beloftes gekry in die woord van die Here vir die ouers wat eers in die kinders uitgespeel het nie, en die ouers afgesterf, ons kom daarby. Hy sê vers 8 sê, deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfdeel sou ontvang, en hy het vertrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gewoon in die land van belofte, soos 'n vreemde land, en in 'n tent gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. As die Here vandag vir enige iemand sê, pak jou tassies, trek, los alles wat jy het net hier, pak jou tassies, vat vir jou tent saam en trek. Wat gaan my redenasie wees? Nee, Here, daar's nie geld nie. Hoe gaan ek daar survive? Here, dis mos onmoontlik. Ek moet nou eers al my goed gaan verkoop, dat ek 'n paar rand het. En as ek 'n paar rand in die bank het, en my bankrekening lyk goed, ja, dan kan ek dalk 'n nuwe begin. God het vir hulle gesê, trek. Deur geloof het hulle in gehoorsaamheid sy gebod, sy opdrag uitgevoer. Kom ons gaan verder, ek sal nou terugkom. Vers 10 sê, want hy het die stad weggegaan wat fondamente het, waarvan God nie die boumeester en oprigter is, waarvan God die boumeester en oprigter is. Deur die geloof het Sara ook krag ontvang om bevrug te word, toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy getrou geag het, wat dit beloof het, omdat sy hom getrou geag het, wat dit beloof het. Daarom is daar ook gebore uit een vader en 'n verstorwe kind, soos die sterre van die hemel, 'n menigte soos die sand aan die strand van die see, wat ontelbaar is. In die geloof het almal gesterwe, sonder om die belofte te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien, en geglo en begroet, en het gebly in wat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle vir vaderland soek. Ek gaan net weer vers 14 neem. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek. Hy sê, deur die belofte het almal gesterwe. Abel het gesterwe. So kyk na Isak. Skrif praat daarvan. Sy vader was nou weer, en wil ek sê Jakob. Wat sy kind geoffer het? Isak. Abraham is vir Isak. Abraham kry die belofte. Jou nageslag gaan soos die sand van die see wees. Sterre van die hemel, baie. Hy sterwe af met een seun. Okay, 2.
een uit wie die belofte is. Hy het nie die belofte gesien nie. Maar hy het geglo dat God vir hom gesê het, jou nageslag sal soos die sand van die see wees. En uit Isak uit. Voor dit. Kom die God het by Abraham en sê, offer Isak. Maar dis dan nie belofte kind. Abraham het geglo, God is in beheer. Hy weet alles. En toe hy nou kom om die mes te vat om sy seun te offer, toe kry die engel sy hand en sy stop. Geloof. So God, hy weet, God weet alles. God beheer alles. God hou alles in die palm van sy hand. En hy wys van daar soos iets, 'n bokkie, vir diere in die takke vas, of vir hom. Hier staan waar Abraham, een kind, wat die belofte op lê. Toe Jesus op aarde kom, sê hy, maar ons is die nageslag van Abraham. Vader Abraham is ons papa. Baie, soos die sand van die see. Abraham het dit nooit gesien nie. Sarah het die belofte verkry. Sy het 'n kind gekry net voor sy gesterf het. Maar vanoggend vir die vraag. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Ons sit vandag hier. 2000 jaar nadat Christus op aarde was. Wat die woord vir my en u gegee is. Dat God vir ons sê, hierdie is die weg, wandel daar. Almal wil hê God moet met hulle praat. Maar wanneer begin ons die woord oopmaak en luister? Vandag hardloop die mense kilometers ver om profete te soek. Terwyl ek gister na iets luister en ek vererg my hier in my binneste. Want ek luister na dit wat die mens sê. Dit gaan oor om gesien te word. Dit gaan nie meer oor, jy moet jou bekeer voor God. Jy moet geloof in God hê nie. God gaan alles verander. Maar as ek die skrif lees, pas die profetiese woord nie by die skrif in nie. Want die skrif sê in die laaste tyd gaan mense meer liefhebbers van genot wees as liefhebbers van God. Maar God gaan ingryp en alles verander. Ek wil vir u sê, dit is moontlik dat God kan ingryp en alles verander. Maar dit is my vreeslik oplettend dat die skrif sê, daar's 'n breë weg wat baie gaan vind, en 'n smal weg wat min sal vind. Die smal weg is die man en vrou wat geloof in God het om te weet sy woord is ja en amen. Die smal weg is die man en vrou wat nie omgee oor sy baas, oor sy man, oor sy vrou, oor sy ma, oor sy pa nie, maar hy sê ek sal geloof in God hê en ek gaan God gehoorsaam, ongeag. Die smal weg is die man en vrou wat in die vrees van die Here wandel, om te weet, ek kan niks sê as die Here nie gesê het ek moet dit sê nie. En die skrif waarsku ons, hy sê in die laaste dae sal 'n baie valse profete opstaan. Moet liewers nie sê, die Here het gesê, as wat jy dink jy doen goed nie.
Want daar's 'n woord in die woord van die Here wat sê, God self sal jou as 'n leenaar uitkleer. Vandag se daar kan ons lewe soos ons wil. Raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Dis 'n gehoor en 'n geremoer, dis 'n gelieg en dit is 'n gesteel en dis 'n gedoodslaanery, maar die Here gaan julle raak sien, broeders. Ek wil vir u sê, geen sonde en ongeregtigheid sal die koninkryk van God beerwe nie. Net soos die Here vir Kain en Abel, die een aangekies het wat hom gevrees het en geloof in God gehad het. Dieselfde God lewe vandag nog. En hy bly dieselfde gister, vandag tot alle ewigheid. Hy verander nie. Wat nie die kwaad aanvat nie. Hoe lyk jou offer vandag voor die Here? Hoe lyk my offer vandag voor die Here? Is ek vandag op die plek soos in die Nuwe Testament wat 243 keer praat van julle moet geloof in God hê? Of is ek een van die man en vrou wat nie daaroor praat nie, maar wat dit in vrees en bewendheid lewe, soos in die Ou Testament, wanneer hulle gesê het in 11 keer wat ek het gaan opsoek het, wat sê hulle het God geloof? Loof ek die Here my hele lewenswandel deur wanneer ek alleen is? Loof ek die Here my lewenswandel deur wanneer die wêreld daar buite my in 'n groepsdruk vasdruk? Is ek bereid om op te staan as een man? En sê ek gaan nie daarmee saam nie. Loof ek die Here wanneer ek sit, wanneer ek slaap, my hele lewenswandel deur? Want so deur is al getuienis vir die mense van die Ou Testament gekom. Hulle het nie gepraat van geloof nie, maar hulle het geloof in vrees en bewendheid geleef. Ons moet pas op waarmee ons dink ons speel. Want die Gees van die Here is getrou. Daar's 'n skrif in die Bybel wat sê ek sal hulle Gees stuur om die afval te glo, my woorde gesê. God self het laas Sondag vir u gesê, pastoor het al gesê, hulle kan die Gees van die Here so namaak dat die mense wat nie, luister mooi, die mense wat nie die Gees van die Here het nie, sal sê, dit was 'n geesgedrewe iets. As 'n pastoor, 'n normale mens, dit so kan namaak, kan die Heilige Gees baie beter werk. Jy gaan nog dink jy word deur die Gees van die Here gelei, dan sit jy so Samson met Delilah. Want die skrif sê hy het nie geweet dat die Gees van die Here hom van hom afgevlug het nie. Hy het gedink ek sal soos in al die ander kere God afruk. Maar hy het nie gedink aan die God van hemel en aarde wat beter is dan hy nie. Hoe lank nog wil ek sê ek lewe in geloof? Maar my hele lewe draai om aardse genot. Terwyl die skrif sê, julle sal gehaat word terwille van my naam. Julle sal verdrukking ontvang. Maar ons sê ons lewe in geloof. Vra vandag jouself die vraag, of sit jou hand in jou eie boesem, jy kan die hele woord van Hebreërs 11 gaan lees. Dis Hebreërs 11 kies. Gelees die hele Hebreërs 11 weer. Ek gaan nie vandag alles vir die lees nie, want ek gaan nie lank besig. Alles gaan oor geloof. Bewyse uit die Ou Testament uit van mense wat geloof in God gehad het. En toets jouself daardeur. Hulle het nie die beloftes ontvang nie. Maar weet jy wat? Hulle het die ewige lewe ontvang. Want this world is not my home. I'm just passing through.
Hy gaan vir my 'n plek voorberei en wanneer hy klaar is, gaan hy terugkom en hy gaan ons kom haal sodat ons by hom kan wees. Ek gee nie om oor die wêreld nie, maar kyk die volume sê ons almal woon in huise van glas. Hy gaan vir my 'n woning bou daarbo in die hemel. Waar hy is. Dan sê die skrif, moenie vir julle skatte en parels bymekaar maak, van mot en roes dit verwoes nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, wat ewigheidswaarde het. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te vrees. Hoor jy wat ek sê? Ek moet glo dat God my elke beweging sien. Ek moet glo dat God my elke optreding sien. Ek moet glo dat God my gedagtegange ken. Woord van die Here sê, so hard jou nie veroordeel nie, het jy vrymoedigheid na God. En ons hou daarvan om net daar te stop. Weet jy wat sê die hele vers? Hy sê God is meer as jou hart, hy ken alles. Hy weet wat in jou hart aangaan. Jesus self het hom aan die mense nie toevertrou nie, omdat hy hulle harte geken het. As ek geloof in God het, as ek God glo, dan gehoorsaam ek hom. As ek God nie glo nie, dan lewe ek soos ek wil. Daar's 'n liedjie wat sê, elke belofte in sy woord is myne. Elke hoofstuk, elke vers en elke lyn. Ongelukkig soek die mens net die beloftes. Maar die opdragte wat daar is, wil ons nie hê nie. Ek het so 'n paar weke terug vir u gesê, geen belofte kom, as ek die toets nie weerstaan nie. Hoe lank nog wil ek nie met die genade van die Here speel? Hierdie woord gaan geopen word. Dan sê die mense, maar die skrif is soveel keer vertaal. Hoe moet ek weet wat is die waarheid? Het jy nie die gees van die Here nie? Want die gees van die Here sal jou leer in alle waarheid. Die Bybel is my weg. Is my waarheid. En is my lewe. As ek my lewe inrig volgens die Bybel, ek glo nie in die nuwe vertalings nie. As jy die ou vertaling lees, die 33-53 vertaling is nog die waarheid. As jy werklik 'n Engelse Bybel wil hê wat die waarheid is, dan kyk jy na die King James. Rig jou lewe in volgens dit en soek die Here soos nog nooit van tevore nie. Want as jy geloof in God het, kan hierdie Bybel, gaan die Gees van die Here my oortuig dat dit by die woord van die Here inpas. Terwyl ons in gunstige tye leef, ons kan nog die naam van die Here groot maak vir nou. Ons kan nog die Bybel koop op die rakke vir nou. Wat gaan jy doen as hierdie skrif geban word uit Suid-Afrika uit? Gaan jy dan nog vas kan hou in die waarheid? Wat gaan jy doen as die skrif tot vervulling kom wat sê eenheid 'n stad, eenheid 'n geslag? Dis net een. Vat die waarheid van die woord van die Here voorken. Gaan jy kan staande bly? As hulle voor jou staan en jy weet, dis die einde van jou lewe. Hoe gaan jou redenasie, jou reaksie wees? Tyd terug hoor ons, kerk vol mense, sit daar om die Here se naam groot te maak. En daar kom 'n persoon in met 'n balaklava op, en 'n jas aan, en hy lyk vreeslik, met 'n AK-47 in die kerk in.
En hy staan voor die mense en hy sê, jy wat die God vrees nie, of jy wat wil lewe, en jou lewe wil red, dat jy gaan. Maar jy wat bereid is om jou lewe te verloor, terwille van die woord van die Here, bly sit. En die meerderheid van die kerk staan op, en hulle vlug. En daar bly so klein handjievol mense oor. Ek praat dit uit ander pastoor se mond. En die ou haal die baliklava af, en hy trek die jas uit, en hy sit dit aan, en hy sê, pastoor, nou kan ons die Here dien. Hier is die ware gemeente. Waar pas jy in vandag? Wat as so iets met u en met my moet gebeur? Waar gaan ek eers te dink? Ek het een woensdag aand in die woord van die Here uitgelees, het sê, my woorde, ek kan nie presies onthou nie. Hy sê, hulle raak ongeduldig, omdat die wederkoms van die Here nie kom nie. Hier sit ek vanoggend. As iemand met 'n geweer voor my staan, en my sê, seën God en sterwe. Soos daar vir Job gesê is, deur sy eie vrou. Of, bly lewe. Maar vervloek God. Dan lewe jy. Wat gaan jy kies? Terwyl hulle voor jou staan en lewe en dood jou in die oog staan. Wat gaan die eerste ding wees wat in jou gedagte gaan aangaan? My vrou, my kinders, my karre, my huis, my baie geld. I'm coming home, Lord. I'm coming home. Ek hoor om Jimmy Swaggart het baie keer getuig van 'n vrou wat die Here alleen gedien het. En haar man het so kwaad geraak. Sy dronk by die huis opkom en hoor hy net gospel musiek en al hierdie goed. En sy is die dag besig om klaar te maak vir kerk. Toe sy haar hoed vat om uit te gaan, toe sê hy, vat hy die geweer en sê, vir jy gaan nie kerk toe vandag, jy sit nie haar hoed, sit nie haar Bybel. Sy sê vir hom, as jy my skiet, gaan ek hemel toe. As jy my nie skiet, gaan ek kerk toe, so doen wat jy wil. En hy sê, draai om sy loop uit en sy gaan kerk toe. Wat gaan ek nie sê vanoggend? Ons sê, ons het geloof. Ek het al hoeveel keer vir u gesê, geloof. Sy ander betekenis is gehoorsaamheid. As ek in geloof in God het, sal ek sy opdragte gehoorsaam. Tot sover uit die woord van die Here. Vra vanoggend jouself die vraag af. Here, ek sit my hand in my eie boesem. Hoe staan ek vanoggend voor u? Jy weet of jy werklik geloof het. Jy weet of jy werklik God glo. Al sien ek niks wat die Here vir my doen nie, sal ek nog weet, hy weet die beste vir my. Tot sover. Amen. Kom ons staan. Gaan ek my pa vra om die dienste verdaag. Here, ons prys. Vader, dankie, dit was 'n voorreg vanmôre om hier by mekaar te kom. U wat die hartekenner is, u wat weet van alles. Here Jesus. Wil ek vanmôre bid, Here, dat u woord wat uitgegaan het in die soete Heilige Gees, die naprediker sal wees. Halleluja. Vra, Here, dat u dit sal bring in die mense se harte, die erns van die woord. Halleluja. Here, want u het gesê, terwyl u op aarde was, as u terugkom, gaan u nog geloof Dis in die waarheid, Here. En ek wil bid vanmôre dat u waarlik gaan ontmoet met een en elkeen vanmôre wat ernstig is in hulle harte. Dankie Here dat ons hier by mekaar kon wees. Ek vra dat u ons sal bewaar en beskerm en onder die kosbare bloed sal hou terwyl ons hier vandag, Here, en ek vra dat u vir ons weer op die bestemde tyd by mekaar sal bring, is my gebed in Jesus naam. Amen. Mag u 'n geseënde week in die Here hê. Dien die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen.